Stolzberg. Daar is sy. 'n volmaakte model van Lida de Villiers, die vlugbeheer kontroleer by die Interster vragmaatskappy. Dis werklik 'n netjiese stukkie werk. Maar waarom? Ek het 'n betroubare inligtingbron nodig in daardie maatskappy. Ons gaan die dame ontvoer en duidelik met hierdie robot vervang. Dan sal ons op ons gemak breinspoeling op juffrou de Villiers toepas. En haar dan... Ja, dis seker waar. Ek in die prentjie kom, né? Die breinspoeling bedoel ek. Die eerste dokter Stolzberg. Jy skuld my mossiges of twee nie waar nie? Nadat ons mevrou de Villiers oorreed het om ons bevel te gehoorsaam, sal sy ons presies vertel wat in Interster aangaan. En jy sal jou teenstanders uit die weg kan ruim. Presies. Die vervlakste kaptein Bokstellery sal my nie weer maklik ontglip nie. Wel, nog 'n oninteressante dag verby. Of hoe sê ek, Bucks? Jy kan dit nog eenmaal sê. Nie vir my nie. Ek het die vooruitsig van 'n baie aangename aand. Hoor jy dit, Adam? Verduidelik, Lida. Wel, kaptein, ek is genooi om vanaand saam met dokter Stolzberg te gaan eet. Dr. Stolzberg, die hoof van die Neurologiese Navorsingsinstituut. Jy maak hoog, Lida? Hy dink dat ek buitengewoon intelligent is en hy wil my moontlik by sy navorsing inskakel. Aha. Wat 'n pragtige proefkonyn. Juffrou Lida de Villiers. Juffrou de Villiers, Lida, ek voel geëerd dat jy 'n aandjie kan afsonder vir my. Dokter, u vlei my. Dit was geen opoffering nie, dis ek wat geëerd moet voel. Vertel my asseblief meer van u proefnemings. U sê dat u my denkproses daarbij wil inskakel. Dit was nie 'n moeilike keuse nie. Jy is sonder twyfel een van die intelligentste jong dames wat ek ken. Dokter. Maar nou is genoeg hieroor. Kyk, die orkes gaan begin speel. Gesondheid, dokter. En weer eens, dankie. My plesier, Lida. My plesier. Maak gou. Ons mag nie betrap word nie. So ja. Vat hulle my ruimte dicht toe. Asof dit jaar aan boord smokkel in een van die kiste. Sy het eenvoudig op die dansbaan in mekaar gesak, professor. Ek vermoed dit is een of ander ruimtevirus, maar presies watter een, dit sal ons eers môreoggend kan vasstel. Wel, by die Neurologische Instituut is sy in bekwame hande. As ook maar net as nie 'n
dodelijke virus nie. Nee, wat ek glo nie, professor. Sy sal waarskynlik 'n paar dae in 'n soort koma wees. Daarna sal sy nog 'n week of wat in die bed moet bly. Nou ja, pas haar net goed op. Sy is een van my bekwaamste personeellede. Dokter, die vrou is op pad na die ruimtetuig. Enige verdere bevele? Ja, hier is die robot se kontrolepaneel. Onthou wat ek jou gesê het en maak haar op die regte oomblik wakker. Kerels, Lida sal vir 'n paar weke nie kom werk nie. Skielik verlof geneem? Nee, Bucks, nie. Sy het 'n ruimtevirus onderlede. 'n Ruimtevirus. Sy lê op die oomblik in die neurologiese instituut vir waarneming. Dit klink nie goed nie. Sy het in die Astra in mekaar gesak, maar sy sal na afloop binnekort weer op die been wees. Asteroïde 503, Stolzberg hier. Hoor jy my? Oor, Asteroïde 503 luister. Hoor, sending voltooi. Daarna aan boord. Ek is op pad na ruimtelaboratorium vir navorsing. Hoor, bly om dit te hoor. Tot later. Hoor en buit. Môre almal, lieflike dag, né? Lida. Maar ons dacht jy is in die hospitaal. Hulle het gesê ek is gesond. Die dokters het my een of ander behandeling gegee, 'n nuwe middel. Ek voel piekfyn. Maar ons het dan verstaan jy's baie siek. Moet jy nie liewer gaan lê nie, Lida? Nee, wat Bucks. Ek sê mos ek voel 100%. Jou swap. Hoekom het jy die robot so gou in die hospitaal laat pad gee? Jammer, baas. Toe dokter Stolzberg weg is, het ek gedink ons kan juffrou de Villiers, ekskuus die robot laat teruggaan werk toe. Oh, jou onnozel. Nou kan ons maar net hoop, hulle kom niks agter nie. Sê my Bucks, wat doen jy vanaand? Voel jy nie dalk lus vir die Astra nie? Goed. Dan is dit afgespreek. Maar laat my nou aangaan met my werk. Hierdie dokters is ongelooflik. Die een oomblik bewusteloos, die volgende op en wakker. Hoe kry hulle dit reg? Nee, ek weet nie, Adam. Sy het nie vir my heeltemal gesond gelyk nie, professor. En kyk hoe vriendelik was sy met my. Nooi my selfs uit vir 'n aandjie saam met haar. Dis ongehoord. Ja. Kom ons praat met dokter Stolzberg. Ek kry vir my neurologiese instituut dokter Stolzberg asseblief. Jammer, professor. Dr. Stolzberg is weg in sy ruimtetuig. Bestemming onbekend. Weg. Wie het dan vir my juffrou de Villiers ontslaan? Sy het vanoggend self gevra dat sy ontslaan moet word, professor. Dr. Stolzberg het instruksies gelaat dat ons haar maar kan laat gaan as sy wil. Dankie. Is eienaardig. Baie eienaardig. Luitenant Buys, gestel 'n bietjie vas of haar iets met haar skort. En neem jy haar maar vanaand Astra toe, hoor. Maar wanneer dat sy agterkom, jy is besig om haar uit te vra nie. Kom, kyk hier, jou armsalige swap. Sy en Buys is nou glad by die restaurant in. Daardie robot kan mos nie eet of drink nie. En Buys is besig om nuuskierig te raak. Jammer, baas. Jammer se voet. Een van die dae gaan jy regtig jammer wees. Die twee moet onmiddellik uit mekaar uit. Gou, gee die robot hoofpyn. Reg, baas. Lida, ek het gedink jy's te vroeg uit die bed uit. Kom, dadelik huis toe. Dankie, luitenant. Professor, opperbevel hier. Kan ek maar praat? Opperbevel, ga maar voort. Ons outomatiese monitor van ruimtevlugte het die volgende opname gemaak toe Dr. Stolzberg se ruimtetuig die aarde verlaat het. Asteroïde 504. Stolzberg hier. Hoor jy my? Sending voltooi. Dame aan boord. Ek is op pad na die ruimtelaboratorium vir die volgende fase. Kon u vasstel aan wie die boodskap gestuur is? Nee, die frekwensie van die ander party was te hoog vir ons om op te vang. Asteroïde 504 is 'n kodenommer, professor. Dankie.
Ons sal kyk wat ons kan doen aan die kant. Juffrou de Villiers, welkom terug. Lekker geslaap. Dokter Stolzberg. Wat het gebeur? Waar is ek? Waarom is ek vasgemaak? Mens kan sê, jy's ontvoer, juffrou. Jy's op pad na my wentelende ruimtelaboratorium. Maar waarom? Ag, so 'n bietjie breinspoeling voor ons jou op die aarde terugplaas, juffrou. Dan dans jy na ons pype. Teen hierdie tyd weet hulle dat ek weg is. Oh nee, daarvoor het ons gesorg. Ons het 'n robot tydelik in jou plek aangestel. Die robot lyk net soos jy, maar sy kan ongelukkig nie so fyn redeneer soos 'n mens nie. As die robot volkome onafhanklik was, juffrou de Villiers, sou ons jou eenvoudig laat verdwyn het. Vir altyd, bedoel ek. En toe bring ek haar siekeboeg toe. Sy wil nie eens haar kos eet nie. Ek het mos gesê sy moes in die hospitaal gebly het. Sy wou net by die huis kom, maar toe besluit ek dat sy eerder hier by hoofkwartier se siekeboeg moet kom rus. Ek dink sy moet tog maar liewer huis toe gaan. Sy sal 'n hele paar dae in die bed moet bly. Nee, sy het self gesê sy wil net 'n uur of wat hier lê. Kaptein Delarey, ek wil net die aandag daarop vestig dat die kragtoevoer op baan 5 skielik begin daal het. Kyk of jy die fout kan kry, Pikkie. Wat? Sy is besig om haar batterye te laai, kaptein. Snaaks, ek moet dit ook elke paar dae doen. Maar daar sit mos 'n robot. 'n Robot wat op haar net soos Lida lyk. Dit beteken dat Lida in die moeilikheid is. Die professor moet dadelik hiervan weet. Nou ja, haar het ons dit, manne. Benarie om die minste daarvan te sê. Enige voorstelle? Professor, ons moet vir Lida terugkry. Ek sal haar gaan haal. En ek ook. Toestemming om Impala 1 te neem, professor. Ons sal dit voorlopig nie laat deurskemer dat ons weet wat gebeur het nie. Die robot moet maar so lank voortgaan met haar opdrag. Ons sal die masjien goed pophou. Robot, professor, die masjien nie. Waar lê jou lojaliteit, Pikkie? Op het bevel na Intersterre AK. Hier volg die posisie van Stolzberg se satelliet op die skerm. Nou, waarvoor wag ons dan? Goed. Julle het my toestemming om Lida te gaan. Vertrek onmiddellik, manne. Pikkie, bly jy hier. Beheersentrum roep Impala 1. Is u gereed om te vertrek? Impala na beheer, gereed om te vertrek. Routine verkenningsvlug na Mars. Tuig onbewapen. Vrag 0. Hoor? Dankie, Impala 1. Verkenningsvlug na Mars. Dis heeltemal in die teenoorgestelde rigting van die satelliet. Hulle ry en buis hulle geruime tyd uit die pad wees. Ja, baas. Hulle sal nie vir Stolzberg kan stuur nie. Hulle sal ook nie die robot by aardbasis kan betrap as iets dalk sou skeefloop nie. Uiteindelik. Ons planne begin te werk. En dis nie aan jou te danke nie, hoor. U het toestemming om te vertrek. En kaptein Delarey, 'n aangename vlug vir julle, hoor. Dankie, oor en uit. Adam, toe daardie robot die eerste maal so vriendelik met my was, moes ek geweet het daar skort iets. Die regte Lida sou nooit so vriendelik met my gewees het nie. Ja, maat. Jy sien nog kans om te gaan. Nou ja, juffrou, hier is ons dan. Om verdere probleme te vermy, gaan ek jou maar weer 'n bietjie laat slaap. 'n Inspuitingkie en jy's weer in droomland.
Nee, moenie. Stuur aanvanklik in die rigting van Mars, Adam. Wanneer ons kontak finaal verbreek, kan ons van koers verander en op die satelliet afstuur. Reg, Bucks. Daai robot mag nie agterkom waar hy ons op pad is nie. Ons is ver genoeg, Adam. Ek dink ons kan ook kontak met beheerkamer verbreek. Impala 1 aan beheer. Ons verbreek nou kontak. Oor en uit. Beheer aan Impala 1. Boodskap ontvang. Lekker ry julle, oor en uit. Ja, nee. Beslis nie dieselfde noontjie nie, Adam. Heeltemal te vriendelik. My ou laboratorium. Hier het ek al wonderlike tye beleef. So ja, my skepping, my breinkind, alles myne. Ek moet julle net weer nagaan, seker maak dat julle almal werk. En oor 'n rukkie is julle gereed vir Juffrou de Villiers. So ja, my skapie. Byna reg vir pappa en vir die skone juffrougie. 'n jaar lang was ek nie hier nie, en julle lyk nog steeds eksie perfeksie. Meer lank nie, dan werk julle voluit. Bring Stolzberg op beeld. Dr. Stolzberg, kom in asseblief. Asteroïde 504 roep Dr. Stolzberg. Hoor? Stolzberg hier? Wat is dit? Stolzberg, moenie my naam noem nie. Sê net hoe ver jy gekom het. My toerusting is byna gereed, 503. Ek sal binnekort met haar breinspoeling begin. Jy moet die projek so gou moontlik afhandel, Stolzberg. Kan nie wag om te begin, die 504. Oor en uit. Dit is jammer ons kan nie hoor met wie Stolzberg praat nie. Dis weer die frekwensie. Kan ons nie vinniger nie, Adam? Nee, ou maat. Nog vinniger en die skippies spat ek mekaar. Ons moet dit maar wag. Verminder snelheid, Adam. Daar's alles nou gereed. Kom ons kyk of jy nog werk, my pragtstuk. So ja, wonderlik. Nou net 'n bietjie laat opwarm. Oor 'n halfuur is die jonge dame vir die res van haar lewe 'n slaaf. Luitenant, ons is naby. Verminder dadelik spoed. Ook maar net betyds. Die tuig sou nie lank gehou het nie. Bucks, blyk dit vir jou. Kan ons by die ding inkom? Stolzberg se tuig is aan die hoofingang gekoppel. Maar daar moet iewers 'n noodingang wees. Daar's nie baie tyd nie. Ons sal al die moontlikhede moet ondersoek. Ek sal eers by die nooduitgang probeer ingaan, dan Stolzberg se tuig ontkoppel terwyl jy die Impala vasmeer. Voorspoed. Uiteindelik gereed. Nou net gou die dametjie wakker maak. Ons wil nie hê sy moet so ervaren besloop nie. Of hoe? Dag sê, juffie, kom, wakker word. Ons is reg vir jou. Jy sal voel dat die verdowing nog op jou inwerk. Jy's bewus van alles om jou, maar jy kan nie 'n vingerpuntjie verroer nie. Maar ek kan praat, Stolzberg. Hiervoor gaan jy nog boet. Jou kop is op die blok. Oor 'n kwartier het ons jou breinpatrone heeltemal verander. Die verdowing sal oor 10 minute iets van die verlede wees. Maar teen daardie tyd, my liewe Lida, is jy al binne in ons neutron.
Ek moet vir iemand laat weet dat ons nou gereed is om te begin. Asteroïde 504, Stolzberg hier. Ons gaan nou oor na breinspoeling. Boodskap ontvang. Hoor en lui. Juffrou de Villiers, ons gaan begin. Probeer maar liever ontspan. Niks kan jou nou meer red nie. Ek plaas jou eers op hierdie voerband. Stolzberg, nee. Skakel die ding af. Moenie dwaas wees nie. En wie gaan my keer, juffie? Daar's geen ridders in die ruimte nie. Iets verkeerd by die nooduitgang. Hier's iemand aan boord. Ons sal die proses net vinniger moet afhandel. Delahaye, jy sal nie ver kom nie. Ek kan nie beweeg nie. Ons moet dadelik hier wegkom. Die hele spul gaan nou uit mekaar geblaas word. Gryp vir Stolzberg. Hy het 'n paar vrae om te beantwoord. Hy is nie dood nie. Dis te laat, Bux. Kom ons gee pad. Dis Impala 1 hier. Sending voltooi. Herhaal, sending suksesvol voltooi. Vervlaks, dis Delahaye. Dis die verbrande Delahaye wat my planne bederf het. Vernietig die robot, onmiddellik. Vernietig, sê ek. Ons vra toestemming om te land. Praat, jou indringer. Toe, praat! Jammer, ons sy is oor die muur. Ek kan geen elektrische pols bespeur nie. Verflaks. Nou sal ons seker nooit weet wie hierdie hele ding beplan het nie. Dis nou jammer. Ja, dit is jammer. Die robot het toch al een mooi raamwerkje gehad. Dit laat toch al een robot dink. Bukkie, dat jy so iets kan sê. Skaam jou.